Goeiemôre seuns en dogters. Vandag gaan ons kyk na les 9 van ons algebraïese vergelykings. Jy kan op jou handboek oopmaak by bladsy 71, soos ek hierso aangedui het op die bord, en saam met my volg deur die voorbeelde. So, ons gaan 'n bietjie kyk na die oplos van vergelykings met vermenigvuldiging. Okay? En wat ons nou moet onthou is die inverse van maal is deel. Onthou, vermenigvuldiging is 'n fancy woord vir maal. Nou as ek praat van inverse, ons het daarom dit nou al 'n bietjie gedoen, maar kom ons kyk gou weer na 'n voorbeeld. Wat beteken inverse? Inverse beteken die teenoorgestelde. So as ons byvoorbeeld het x plus 2 is gelyk aan 5 en ek wil nou die waarde van x uitwerk, gaan ek wil x alleen kry aan die een kant van my is gelyk aan en 'n getal aan die ander kant van my is gelyk aan. So ek wil met ander woorde die waarde van x uitwerk. Ek wil kan sê x is gelyk aan 'n waarde. So hoe gaan ons dit doen? Ons doen die inverse van die getalle wat aan die een kant van die is gelyk aan staan, totdat ons x alleen is aan die ander kant. So hierso het ons x en ons het plus 2, ons wil x alleen kry, so ons gaan die inverse van 2 aan die ander kant van ons is gelyk aan invul om te kan x alleen kry. So hoe gaan ons dit doen? Ons gaan x hierso aan die ander kant van ons is gelyk aan staan, skryf, en dan gaan ons plus 2 oorvat daai kant toe. Die inverse beteken teenoorgestelde, en teenoorgestelde van plus is 'n minus. So ons gaan met ander woorde nou 5 minus 2 hê, so my waarde van x met ander woorde is 3. So ons het die waarde van x bepaal deur om die inverse te gebruik van wat ook al aan daai kant van die is gelyk aan staan. So kom ons gaan nou terug na ons oplos van vergelykings met vermenigvuldiging. Onthou, die inverse van vermenigvuldiging van maal is deel. Kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. So ons het hierso 3 maal met a. Ek weet daai a lyk so 'n bietjie soos 'n 9, maar dit is 'n a. So 3 maal met a is gelyk aan 9. So wat wil ek op die einde van die dag bereik? Ek wil hê my a, my veranderlike, moet aan die een kant van my is gelyk aan staan, en dan my 9 moet aan die ander kant van my is gelyk. My getal wat ek uitwerk moet aan die ander kant van my is gelyk aan staan. So ek wil met ander woorde daai 3 wat maal met die 9, want onthou hierso staan 3 maal 9. Ek wil daai 3 maal wil ek die inverse gaan doen aan die ander kant van my is gelyk aan, sodat ek my a alleen kan kry. So onthou nou, ons het hierso maal 3, dis wat eintlik daar staan. So wat gaan ons aan hierdie kant van my is gelyk aan doen? Ek gaan aan hierdie kant deel met 3. En 9 gedeel deur 3 gee vir my 3. So my waarde van a op die einde van die dag is, a is gelyk aan 3. En as jy dit gaan terug inwerk, sal jy sien dit is waar wat ek sê. Want as jy gaan en jy gaan a daarso by die plek van die 3 in die plek van die a daarso invervang, dan sal jy sien dit is 3 in hakkies 3, en hakkies beteken maal, en 3 maal 3 is 9 wat gelyk is aan die ander kant van my is gelyk aan. So ek weet dit is definitief reg. Kom ons kyk dan nou nog 'n voorbeeld. Ek gaan julle eers gou so 2 minute gee om dit te voltooi. Terwyl julle dit in hanteer staan, en seker of julle voltooi dit. Reg, ek sien almal is amper klaar, so kom ons gaan aan met ons voorbeeld. So, ons wil op die einde van die dag wat bereik? Ons wil hê ons veranderlike moet aan die een kant van die is gelyk aan staan en 'n getal moet aan die ander kant van die is gelyk aan staan, sodat ons die waarde daarvan kan uitwerk. So hierso het ons 'n 3b aan die kant en ons het ook 'n minus 2b aan die kant. So ons het aan al twee kante van ons is gelyk aan, in hierdie geval het ons 'n veranderlike. So ons gaan nou kies wat se kant toe gaan ek my veranderlikes toevat en wat se kant toe gaan ek my getalle toe vat. So kom
my linkerkant om my veranderlikes in te sit. Dit lyk altyd net vir ons meer netjies. So my 3b gaan ek hierso los. Hy gaan aan die kant van die is gelyk om bly. En dan my 2b gaan ek nou aan daardie kant van my is gelyk om skuif. Onthou, as jy enige tyd wat jy ietsie na die ander kant van die is gelyk om te skuif, dan moet jy die inverse doen. So, die inverse van -2 gaan 'n positiewe 2 wees. So ons het plus 2b. Dan aan hierdie kant van my is gelyk om, wil ek nou my nommertjies, my getalletjies skryf. So ek het my 15 wat ek net daar gaan los. Hy bly dieselfde. En dan hierdie plus 5 gaan ek oorvat daardie kant toe. As hy 'n plus was die kant, gaan hy 'n minus hierdie kant wees. Van daar af gaan ons nou net vereenvoudig. So ons het aan die kant het ons 3b plus 2b, so ons het 5b. Okay? En dan aan hierdie kant het ons 15 minus 5, so dit gee vir my 10. En nou wil ek vereenvoudig, onthou die inverse van maal is deel, presies soos ons eerste voorbeeld. Hierdie is 5 maal met b, so ek wil die inverse doen, so ek gaan aan daardie kant deel met 5. En dan gaan ons sê b is gelyk aan 2. Ok, ek hoop almal is daarin reg daarmee. Kom ons kyk gou-gou ook na die oplossing van vergelykings met bereken. So ietsie wat julle moet onthou, as ons byvoorbeeld het 5 op 2, 'n breek, dan beteken dit eintlik ons het daar geskryf 5 gedeel deur 2. So as ons 5 gedeel deur 2 doen, nou 'n breek is die boonste een gedeel deur die onderste. So ons sou hierdie vereenvoudig deur om te sê, okay, 5 gedeel deur 2 gaan vir my 2 gee en nog 'n enetjie oorbly. So ek deel die boonste getal met die onderste getal. En dit moet julle nou onthou wanneer ons die algebraiese uitdrukkings met bereken doen. So die inverse van deel is maal. Okay? Inverse van maal is deel, inverse van deel is maal. So die teenoorgestelde van maal. So kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. Ons het x op 2, so x gedeel deur 2 is gelyk aan 8. So presies dieselfde met die vorige een, wat staan hier eintlik? X gedeel deur 2, die inverse van gedeel deur 2 gaan maal 2 wees, so ek maal met 2 aan hierdie kant. So ek vereenvoudig dan na x is gelyk aan 8 maal 2 gee vir my 16. En dit is my antwoord. Ok, right. Hierso is ons tweede voorbeeld, ek gaan dit nou saam met julle doen. Ek kan dit gou eers sê, jy moet dit self probeer. Gaan jy so 2 minute gee terwyl jy dit self probeer, gaan ek deurstap en kyk of julle dit voltooi. So kom ons kyk gou wat staan hierso vir ons. So ons het met ons voorbeeld, het ons x plus 2 op 4. So x plus 2 gedeel deur 4 is gelyk aan 7. So heel eerste ding wat ons daar gaan doen, is ons wil hierdie inverse, ons moet die inverse van hierdie gedeel deur gebruik, om ons x alleen te kry. Ons moet eers die onderkant van ons breek vereenvoudig, voordat ons enigiets aan die bokant van die breek kan doen. So ons het gedeel deur 4 aan die kant, so dit gaan 'n maal 4 aan hierdie kant wees. En as dit 'n maal 4 aan daardie kant is, 7 maal 4 is 28, so ons het x plus 2 is gelyk aan 28, maar ons is nog nie klaar nie, want onthou ons wil ons x alleen kry, en wat staan hierso nog, daar staan nog 'n plus 2, so ons wil eers hierdie plus 2, wil ons nou oorvat daai kant toe, dan eers gaan my x alleen wees. En wanneer ek 'n plus 2 oorvat kan daai kant toe, net soos ons vorige les, gaan dit 'n minus 2 word. So ons het 28 minus 2
So my finale antwoord hierso sal wees Exodus 26. Weer dit almal reg. Baie mooi. Ek is baie bly. Reg, dan wil ek hê jy moet asseblief oefening 10, ek het dit hierso ondergeskryf, oefening 10 bladsy 73 voltooi. Dit is daarom nie te moeilik nie. Ek gee daarom ook vir jou nou tyd in die klas daarvoor. Dit is vir my baie belangrik dat ek vir julle tyd gee in die klas vir huiswerk, sodat jy kans het om vrae te vra, sodat jy my na jou tafel toe kan roep en vrae te vra. So asseblief moenie skaam wees nie. Niemand gaan jou hoor as jy 'n vraag vra wanneer ek daar by jou tafel staan. So as jy tot dusver te skaam was om te vra, asseblief vra nou terwyl jy julle oefening voltooi. Ek dink daar is 10 tot 15 vragies, so jy behoort dit ook nog in hierdie periode klaar te kry. En dan het jy daarmee